Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader. Deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Nuwe Testament en ons lees uit die boek Openbaring, hoofstuk 16, vanaf vers 1 tot en met vers 21. Toe het ek uit die tempel 'n harde stem vir die 7 engele hoor sê: gaan gooi die 7 bakke, gevul met die toorn van God, op die aarde uit. Die eerste engel het toe gegaan en sy bak op die land uitgegooi. Daar het kwaadaardige en pynlike swere uitgekom aan die mense, wat die merk van die dier aan hulle het, en wat sy beeld aanbid. Die tweede engel het sy bak in die see uitgegooi. Dit het bloed geword soos die bloed van 'n dooie. En alles wat in die see lewe, het dood gegaan. Die derde engel het sy bak in die riviere en die waterbronne uitgegooi. Dit het ook bloed geword. Toe het ek die engel wat oor die water toesig hou, hoor sê: U is regverdig, U wat is en wat was, U die Heilige, omdat U hierdie oordeel voltrek het. Want hulle het die bloed van die gelowiges en van die profete vergiet, en U het hulle self bloed laat drink. Dit het hulle verdien. Toe het ek die engel wat oor die altaar toesig hou, hoor sê: Ja, Here God, Almagtige, betroubaar en reg is U oordeele. Die vierde engel het toe sy bak op die son uitgegooi. Daardeur is aan die son die vermoë verleen om die mense met vuur te brand. Die mense is deur 'n groot hitte gebrand en hulle het die naam gelaster van God, wat die mag oor hierdie pla het. En hulle het hulle nie bekeer nie en aan hom die eer gegee nie. Die vyfde engel het toe sy bak op die troon van die dier uitgegooi, en daar het duisternis oor die koninkryk van die dier gekom. Die mense het hulle tonge stikkend gebyt van die pyn, en het die God van die hemel gelaster oor die pyn wat hulle moet verduur, en oor die swere. En hulle het hulle nie bekeer van hulle verkeerde praktyke nie.
Die 6de engel het toe sy bak op die groot Eufratrivier uitgegooi. Die water daarvan het opgedroog om 'n pad vir die konings uit die ooste oop te maak. Toe sien ek uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet 3 bose geeste kom wat soos paddas lyk. Hierdie geeste wat wondertekens doen, is die van duiwels. Hulle gaan na die konings van die hele wêreld toe om hulle byeen te bring vir die oorlog op die groot dag van God, die Almagtige. Kyk, ek kom onverwags soos 'n dief. Geseënd is die een wat wakker bly en sy klere reghou, sodat hy nie kaal hoef te loop en die mense sy skande sien nie. Die geeste het die konings byeengebring op die plek wat in Hebreëus Armageddon genoem word. Die 7de engel het toe sy bak in die lug uitgegooi. Van die troon in die tempel af het daar 'n stem hard uitgeroep: dit is verby. Toe het daar weerligstrale, dreunings en donderslae gekom. Daar was ook 'n groot aardbewing, soos daar nog nie was, vandat die mens op die aarde gekom het nie. So 'n geweldige groot aardbewing was dit. Die groot stad het in 3 dele geskeur en die stede van die nasies het in mekaar gestort. God het ook nie vergeet om vir die groote Babylon die beker met die wyn van sy gloeiende toren te gee nie. Al die eilande het verdwyn en berge was daar ook nie meer nie. Groot haalstene, elkeen omtrent 50 kilogram swaar, het van die hemel af op die mense geval. En die mense het God gelaster oor die plaag van die haal, omdat die plaag verskriklik groot was. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, ons kniel in gebed voor U. Die hele gemeenskap van ons gelowiges in die hemel en op die aarde het ons bestaan aan U te danke. Ons bid, o Heer, dat U deur U Gees uit die rykdom van U heerlikheid aan ons tog die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof
in ons harte sal woon, dat ons in sy liefde gewortel en gegrondves sal wees. Stel ons tog in staat om saam met u ganse kerk op aarde te kan begryp hoe wyd en ver en hoog die liefde van u Seun, ons Here, strek. Laat ons sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag ons na siel en gees vervul word met die volheid van u koninkryk. Here ons God, u is magtig om oneindig meer te doen as waarvoor ons ooit kan bid of selfs ooit oor kan droom. Rig tog daarom ons oog en oor op u alleen. Aan u ons Heer, u wat deur u krag in ons werk, aan u kom die eer toe, deur die ganse skepping, en deur ons, deur al ons geslagte heen, totdat u Seun weer kom. Verlos ons tog net van ongeloof. Verlos ons van die bose. Verlos ons van wanhoop. En skenk aan ons 'n opgeruimde hart, omdat ons dan mos weet dat u alleen regeer. Here ons God, ons verdien niks van u nie, maar ons staan voor u in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Koning. Amen. Kom ons sing vervolgens Gesang 478, die eerste, derde en vierde strofe. O Heer, skryf in ons harte, dat ons dit nooit vergeet nie. Al pynig die smarte ons, al martel die leed ons, die kruis van ons verlosser sluit vergesigte oop. In 'n verwarde wêreld bring dit alleen weer vaste hoop. Ons lees van die ruiter op die wit perd wat na Jesus Christus verwys, plus nog baie ander voorbeelde. Openbaring verkondig die evangelie van Jesus Christus. En daarna verkondig Openbaring God se straf, God se oordeel oor al die konings en nasies wat God se vyand was. En dit is hulle wat op die dag van die Here so geweldig gestraf gaan word. 'n straf
waaroor hulle nooit sou kon droom of aan kon dink nie. Openbaring verkondig die straf oor hulle. Vir die gelowige verkondig Openbaring die redding en die verlossing in Jesus Christus. In Openbaring word die oog nie gesluit vir ons gelowiges se sondes en swakhede nie. Lees maar die 7 briewe aan die 7 gemeentes. Telkens word ons gelowiges gemaan en gewaarsku dat ons moet staande bly in die geloof. Maar die saak van die oordeel van God kom in Openbaring oor die wat nie hulle knie voor die Here wil buig nie. 'n tweede saak wat 'n mens opmerk as jy Openbaring deurlees, en dit is naamlik dat Openbaring feitelik die hele Ou Testament gebruik om die visioene van Johannes mee te beskryf. Ons vind in die Ou Testament apokaliptiese literatuur, so byvoorbeeld in die profeet Daniël. Ook in die ander profete kom apokaliptiese literatuur voor. Maar Johannes het nie net van Daniël en van hierdie sekere gedeeltes in die profete gebruik nie. Daniël het letterlik, feitelik die hele Ou Testament gebruik om sy visioene mee te beskryf. Vanoggend trek die woord, die naam Armageddon ons aandag. Want gewoonlik, wanneer mense wil skryf en wil vertel wat Openbaring oor die laaste tyd sê, is die woord of die naam Armageddon een van die belangrike temas in sodanige boeke. Ons lees: hierdie geeste gaan na die konings van die hele wêreld toe, om hulle byeen te bring vir die oorlog op die groot dag van God, die Almagtige. Die geeste het die konings gebring op die plek wat in Hebreëus Armageddon genoem word. Armageddon bestaan uit 2 woorde. Ar beteken in Hebreëus berg. Mageddon kom van die naam Megiddo af. Met ander woorde, as 'n mens dit direk sou wil vertaal, dan staan hier die berg van Megiddo. As 'n mens egter mooi in die Ou Testament gaan kyk, dan vind 'n mens nêrens die woord of naam Armageddon nie. Maar ons blaai terug na rigters in die Ou Testament, wat vir ons in die rigting van 'n antwoord bring. In Rigters 5 vanaf vers 19 lees ons die volgende. Konings het gekom, hulle het geveg, die konings van Kanaan het geveg by Taanak, by Megiddo se waters,
maar hulle het nie silwerbyt gemaak nie, wat beteken hulle het verloor. Uit die hemel het die sterre geveg. Uit hulle bane het hulle teen Sisera geveg. Sisera was 'n vyand van Israel. Die Kison rivier het die vyand meegesleer. Die Kison rivier, die rivier uit die voortyd. Hou moed, wees sterk. Die perde het met hulle hoewe gekap. Die sterkes het in jaaggalop voortgestorm. Mag al u vyande so omkom, Here, maar mag die wat vir u liefhet, wees soos die son wat in sy volle krag skyn. Daarna was daar weer 40 jaar vrede in die land. Gaan kyk 'n mens na Megiddo op die landkaart, dan gaan 'n mens opmerk dat Megiddo is eintlik soort van 'n vlakte. Daar is nie 'n berg op Megiddo nie. En nou is die vraag, waar kom Johannes aan die woord Armageddon, berg van Megiddo? Baie duidelik kry hy die woord Megiddo hier in Rigters hoofstuk 5. En wat het by Megiddo gebeur? Al die konings het daar bymekaar gekom om teen Israel te veg. Maar hulle is in 'n groot slagting, deur God se intrede is hulle verwoes. Die naam Megiddo sou in die toekoms wat kom, sedert Rigters hoofstuk 5, sou Megiddo eintlik iets soos 'n spotnaam wees vir die heidense konings wat daar gaan veg het, omdat hulle die slagting so op groot skaal verloor het. Geen heidense koning of volk wat by daardie slagting betrokke was, sou die naam Megiddo ooit weer wou hoor nie. Megiddo dui op die slagting wat plaasgevind het. Maar nou sit ons nog met die woord berg. Waarom verwys Johannes dan na die berg van Megiddo? En in hierdie opsig help die profeet Joël ons. In Joël 3 vers 16 lees ons: Die Here sal uit Sion brul. Hy sal sy stem uit Jerusalem laat hoor, en hemel en aarde sal bewe. Die berg waaroor dit gaan, is Sions berg. Johannes het dus eintlik 'n woord geskep. 'n Woord wat verwys na die verlede, Megiddo, maar die berg waarvan God die woord spreek, waarvan God sy oordeel uitspreek, is Sionsberg, waar die tempel staan. Onthou hoe het ons skrifgedeelte begin? Die 7 engele met die 7 bakke, die wraakbakke van God, het voor die tempel van God gestaan, het op die berg Sion gestaan.
Daar bestaan nie so 'n plek soos Armageddon nie. Dit is 'n woord wat deur Johannes geskep is. En hierdie woord beteken dat God vanaf sy berg, Sion, die oordeel gaan uitspreek en die slagting gaan so groot wees soos daardie slagting destyds in Rigters 5 in Megiddo. En die laaste saak ten opsigte van Armageddon, die konings wat gebring word, kom nie uit hulle eie om teen mekaar oorlog te maak nie. Dis die bose geeste wat soos paddas lyk, wat hulle soontoe gebring het. En die oorlog wat hulle gaan maak, is eintlik maar net die slagting wat hulle gaan beleef oor die wraak van God wat oor hulle uitgegiet gaan word. So het ons die verwysing na Babylon. Babylon volgens die teksgedeelte in Openbaring is nie deel van Armageddon nie, bloot net omdat Armageddon 'n simboliese woord is, maar Babylon is baie deel van daardie slagting. Want ons lees oor die groot stad wat so sleg getref gaan word dat hy in 3 dele gaan breek. Ons lees van die ander vyand, die heidene se hoofstede wat in mekaar gaan val. Dit alles hoort eintlik onder die naam of die simboliese woord Armageddon. Ons blaai terug na Rigters. Ons lees in Rigters: Geseënd is die een wat wakker bly, ons blaai terug na Rigters. Ons lees in Rigters waar God se volk opgeroep moet word om staande te bly. En daardie teks vind sy plek in Openbaring in die woorde: Geseënd is die een wat wakker bly en sy klere reghou. Dit beteken net, geseënd is elke gelowige wat in die geloof vas bly staan. Wat sê Openbaring vandag vir ons? Openbaring is soos 'n muntstuk met 2 kante. Aan die een kant die evangelie van Jesus Christus. En aan die ander kant die oordeel van God oor 'n goddelose wêreld. En daarom moet ons dit so verstaan in hierdie wêreld waarin ons leef. Kyk ons rondom ons, dan lyk dit asof die bose magte hand oor hand toeneem. Voel ons as gelowiges bedreig in hierdie wêreld? En inderdaad word ons gelowiges bedreig. Ons lewens word bedreig. Mens hoor so baie van Christene wat om die lewe gebring word omdat hulle gelowiges is.
Maar net so beleef ek en u ook elkeen elke dag hoe dat mense God se naam misbruik. Hoe dat mense met Jesus Christus die spot dryf. En dan begin 'n mens by jouself te twyfel. Jy begin kleinmoedig raak, want alles lyk so of dit uitmekaar val en of ons Christene dit nie gaan oorleef nie. Maar dan kom Openbaring en sê, die verlossing en die redding van Jesus Christus het oor elke gelowige kind van God gekom. En dit wat ons in die wêreld sien en hoor gebeur, is uiteindelik maar net die uitspieël van God se oordeel oor hierdie wêreld, totdat ons by die letterlike laaste dag kom. En daarom, broeder en suster, roep Openbaring ons ook op om vas en staande te bly in die geloof. Ons moet die goeie doen wat ons hand vind om te doen. Maar daaraan waarin ons niks kan doen nie, dit val nie buite God se hand nie. Want Jesus Christus is ons koning. Sy koninkryk het oor ons gekom tot ons beskerming. En uiteindelik as die laaste dag aanbreek, sal ons bevry sy koninkryk kan ingaan. Dit is die troos van Openbaring vir elke gelowige mens, waar hy of sy, hom of haar, ook al bevind. Mag die Gees ons tog met hierdie woorde troos, dat ons kan opstaan en kan lewe. Amen. Ons slotgesang is gesang 488, die eerste, tweede, vierde en vyfde strofe. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.